Nou ja, die horlosie het sopas aangeskuif en dan net so verby 6:30 op hierdie pragtige maandagooggend. Goeiemôre, good morning. Ek wil nou al ons rusbank skeieregters uitnooi om saam met ons te kom gesels. Want vriend Anie is hier om die naweek se sport te bespreek. Baie sport wat gebeur het, Anie. Rusbank skeieregters. Dis 'n probleem as jy 'n rooi kaart op 'n rusbank kry. Dan is dit moeilik. Goeiemôre my vriend. Ons gee net groen kaart op hierdie blou maand. Wel vanoggend so 1:30 ons tyd hier in Suid-Afrika en Sondag middag in Amerika het die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler sy derde major gewen en uit Spanje se Jon Rahm oor die tweede nege getroof om die 107de PGA kampioenskap met 5 houe te wen. Wow. En dis interessant. Die enigste ander speler wat dit kon doen in moderne golf is Severiano Ballesteros wat sy eerste 3 met meer as 3 houe gewen het. Dit is bloot net fantasties. So Scheffler is die 2022 en 2024 meesterskampioen. Hy die 10de agtereenvolgende Amerikaner geword om hierdie PGA kampioenskap te wen. Ek weet nie wat dit is met die PGA deesdae nie, maar dis nou 10 jaar in 'n ry, 'n hele dekade sonder dat enige ander nasionaliteit hom gewen het. Gelyk aan syfer 71 op Quail Hollow geskiet en hy was 11 onder op 273. Hy het Harris English, Davis Riley en Bryson DeChambeau ook al 3 Amerikaners geklop met 5 houe. Hierdie is my mooi. Ek het geweet, het hy gesê dit gaan uitdagende dag wees om 'n groot kampioenskap af te rond is altyd moeilik, maar ek het die goeie werk gedoen om geduldig te bly op die eerste 9 en ek het my beste goed nie gehad nie, maar ek het myself daar ingehou en ek het op die agterste 9 opgedraf. Mooi, né? Yes, op die agterste 9 opgedraf. Champion. Ja, op die tweede 9. Like a true champion. Christian Besaidnout was die beste van die Suid-Afrikaners wat maar effens beroerd gespeel het oor die algemeen. Soos jy gesê het, jy het van Garrick Higgo gehou. Hy het ongelukkig opgeblaas met 'n 80, maar Christian was die beste van die Suid-Afrikaners. Hy was 50ste op 4 oor syfer. Maar terselfdertyd moet ek sê om net die laaste 2 rondes voor te kon speel by Quail Hollow moes jy uithaal en wys. Dit was iets spesiaals. Ons 'n paar manne wat op golf daar in Suid-Afrika 'n skerp potlood het, dan is hulle op 'n goeie dag of 'n slegte dag 'n 80. Ja. In my dae het hulle gesê you play the leather mashie. Jy skop hom so met die skoen tot hy op die regte plek is. Dan slaat jy. I played like I wanted to have to. I said, play it as it lies. The way I wanted to lie. Nee, ja, you want to lie. To Presies. lie. Die laaste keer dat ek gespeel het ek so sleg gespeel, die vla het halfmas gehang op die golfbaan. Al die vla, al 18 van hulle was so halfmas. Dit was regtig nie goed nie. Formule 1 gistermiddag, en wat 'n ongelooflike die kampioenskap is weer besig om te draai. Red Bull se Max Verstappen het toe gister die dominante Emilio Romagna Grand Prix by Imola gewen en die McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri heeltemal uitgestof. En hier is die interessante ding. Piastri is nou 146 punte, Norris is 13 agter, hy's op 133 en Max is 22 agter. So die ding het nou weer so gekonsertina. En selfs al was daar 'n veiligheidsmotor op 'n stadium en weer eens die veld het daar ook gekonsertina, Verstappen het die regte ding gedoen, maar die wegspring waar Piastri wat heel voor was en wat eers op die rooster weggespring het, Verstappen het net bloot verby hom gebuister en gespook in die eerste ronde. En dit was dit. Hulle het regtig gesukkel om weg te kom. 7-malige wêreldkampioen Lewis Hamilton het 'n opwindende vertoning vir die Italiaanse aanhangers gehad in sy Ferrari wat hy met 12de weggespring het, was hy uiteindelik 4de in sy spanmaat Charles Leclerc wat ook die Tifosi bietjie moed gegee het in die tweede Ferrari was 6de. So daar was daarom iets vir die Tifosi om voor te skree. Ek moet sê, die stukkie wat ek gesien het van Verstappen iewers op die podium of daarna, skielik net weer daai selfvertroue wat hy uitgestraal het. Dit was kind of, ek het ook op die agterste 9 kilos ingedraf gekom. Dis interessant hoe ek dink jy kan begin dink vir jouself as jy Verstappen is en jy sit jouself in daai posisie. McLaren se motor is heel duidelik beter as hulle sin op die oomblik. En hier het hy met uitstekende bestuursvernuf beter motors uitoorlê. En dan dis duidelik, dis waar selfvertroue vandaan kom. Jy sal weet met die sang. Jy kan 1 of 2 slegte sê en dan dink jy, wat gaan nou aan en dan ewe skielik, dan is dit anders. Gel alles weer net mooi. Snaaks hoe dit uitwerk, né? Selfvertroue is alles waar dit gaan. So gepraat van selfvertroue. Jou spannetjie het daarom deurgekom in die URC vir 'n verandering. Weet jy, ek was 'n bietjie die naweek weg gewees, ek het hom op my selfoon gekyk en so op daai laaste snik het ek gewonder of ek hierdie selfoon nou moet weggooi en of ek nou maar hierdie game gaan deurdruk. So bly het hom gehou. Ek is so bly ek het hom deurgedruk. So, kom ons praat gou-gou oor die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die 4 kampioenstryde wat voor ons lê is Dublin, Pretoria, Durban en Glasgow. Die uitklopfases met die verdedigende kampioen Glasgow van jaar se 4de gekeerde kwalifikasiewedstryd wat op 30 Mei gebeur. Dis die 50 gekeerde Stormers wat dan op Scotstown verwelkom sal word.
Na die Vrydag aand is daar nog 3 VRK hooftusse wat dan Saterdag volg en ek kan skaars daar verwag, maar onthou nou, dis oor 2 weke se tyd. Dis nie hierdie Saterdag nie. Dit begin in Suid-Afrika met die tweede gekeerde Bulle wat die span van wat 7de was, Edinburgh op Loftus groet. As hulle nou reg sal wil groet. Dan oor na Ierland waar die topgekeerde is Leinster, die 8ste gekeerde Scarlets pak en dan die kwart eindronde eindig terug in Suid-Afrika in Durban met die 3de gekeerde Haie wat dan teen die 60 gekeerde Munster kragte meet. So maar vir die Stormers nou, né? Ja, en kyk, die probleem is ongelukkig, dit is nie maklik om te reis nie. Terselfdertyd het jy gelukkig nie die Afrikaanse so mooi vlugflouheid. Jy het nie jetlag. Nee, dan sê dit pakkie uit. Maar om Scotstoun te gaan en daar te gaan wen is nie maklik nie, maar as iemand kan, dan behoort hulle te wees. Een van hulle groot probleme is ongelukkig Damian Willemse wat daai rooi kaart net so te loops, net so vinnig. Maar is daar regtig waar 'n rooi kaart? Een van daai was rooi kaarte wat my aanbetref. Kan dit betwis word? Jy kan, maar ongelukkig het jy toe nou al jou tyd van die veld af spandeer. Kyk, ek dink hulle gaan hard beklei. Hulle gaan die prokureur sal moet hard beklei en die regsmanne sal moet hard beklei vir een, want wat nou gebeur is gewoonlik is daar 'n sitering en dan is daar 'n ekstra 3 of 4 weke wat daar bykom. Ja. Maar in albei gevalle, selfs in die geval van die span wat daar was, dink ek nie dit was 'n rooi kaart. Jy moet op 'n stadium vir jouself sê, goed, geel kaart, vat 'n 10 minute breek. Maar dis 'n rugby insident. En soms gebeur hierdie dinge. Niemand wil met sy kop teen iemand anders se kop. Maar die skeieregter het gesê, okay, ons het mitigating circumstances, maar hy het ook gesê ja man, ons moet die konsekwentheid hou want ons het vroeër 'n rooi kaart gegee, maar die twee insidente was eers naaste my dieselfde meriete nie. So nou gee ek 'n rooi kaart omdat ek vir die vorige ou ook 'n rooi kaart gegee het en nou bly daai persoon uit die wedstryd uit, jy weet, en hy word geskort vir 'n paar weke daarna. En hy's op die vorm van sy lewe. Presies. En Willem sê toe hy sien die bal is weg, het hy sy kop weggedraai en so ingegaan en alreeds die vasvat laat gaan. Ja. So dit is, jy's heeltemal korrek en dis 'n wonderlike punt om op te bring dat dit was nie konsekwent nie. En hulle praat hier van konsekwentheid. So dit is inderwaarheid nie konsekwent nie. En hoekom sal ons konsekwentheid skep uit kaarte uitdeel? Ja. So dan ek het jou rooi kaart gegee baie vroeër in die wedstryd. Nou moet ek nou nog een gee want dit is 'n konsekwent wees in die besig om koppe te stampie so manne, ek gaan nou 'n rooi kaart uit. En dis hoe ons begin het. Ons sluit met rooi kaarte af. Maar dankie Annie, ons sien uit na 'n opwindende week. Dankie vir hierdie opsomming van die naweek se. En ek het sopas die eindvlakkie nou gehoor en ek gaan hom blaas as jy hom nie gehoor het nie, want net hierna is dit ek en Tuis en jy wat die Bull and Bear report gaan vasvat of daai verslaggie. Ek wil weet, hoe's jou Monday of is dit money? Bly ingeskakel. Goeiemôre, good morning.